En so skop ons die tweede episode van ons besoek aan Magaliesburg af. Met die Black Horse Estate en hulle dan ook 'n brouwery en 'n distillery. Nou ons besoek hierdie plek en ek gaan jou bietjie meer inligting oor hulle gee, die oorsig. Die Black Horse Estate is 'n kunsgebaseerde plattelandse landgoed met 'n brouwery, distilleerdery, restaurant, verblyf, trou en konferensielokale. Sy ligging is 32 Sekoehoek, Bekkerskoolpad, Magaliesburg. Hy is ongeveer 'n uur se ry vanaf Johannesburg. Die plaas en distillery is in 1998 gestig deur Bernard Botha. Die oorspronklike doel was 'n Frisian stoetplaas, vandaar die naam Black Horse. Verskeie akkommodasies soos suites en 'n mannerhuis. Die mannerhuis kan tot 10 gaste akkommodeer en het 'n swembad en braaigeriewe. Die suites het 'n ensuite badkamer en geriewe soos 'n mini-yskassie en dan nou tee en koffiefasiliteite. Etes, daar is 'n restaurant genoem die Black Horse Restaurant, 'n kafee wat hulle noem die Stuyvelskafee en 'n brouwery en distilleerdery op die perseel. Hulle offer bier en gin prosessies vanuit die distillery. Hulle funksioneer as trouvenue en vir konferensies met 'n banketsaal en in-huis catering. Net een troue word per naweek aangebied om hulle volle aandag te kan gee aan daardie geleentheid. Die perseel lê langs die Magaliesrivier in die Sekoe-vallei. Die omgewing is groen met weivelde, majestueuse Black Horses, die Frisians natuurlik, wat rondom wy. Daar is ook pekan-neutbome, tuine en rustigheid, ideaal vir wegkom van die stadsgewoel. Kom ons gaan kyk verder, hoe lyk hierdie prachtplaas? So hier is 'n baie lieflike plek, ek moet vir jou sê. Hier kan jy ook gaan sit, so ons gaan nou eers op woon toe. Kyk nou. Pragtig is hierdie gebouwe. Kies waar jy kan gaan sit buite. Kyk die tuine daaronder. Daar's 'n swembad. Okay, so hier kan jy nou bier en gin proe. So raai wat? Ek gaan die bier doen en Karen gaan die gin doen. Hierdie is 'n baie pragtige plek. Black Horse. Waar jy dan gin en bier kan doen.
Kyk hier. Hoe lekker is dit om hier te sit. Nou hierdie kant is die Black Horse Wine Boutique. In tasting room. Waar die gin tasting room ook is. Okay, so kyk hierdie gebou. Dit is private residence en daar gaan ons nou in. So daar sien ek is die gin tasting room Karen, daar is jou plek. Badkamers. Kom ons gaan kyk gou wat is hier binne. Een restaurant. My God. En as ek nou nie nou voel maak nie, dan gaan ek ook so staan. Sien julle nou. Kyk, hier weet die mense nie waar om pad af te neem nie. So mooi is dit hier. Dis regtig 'n netjiese plek. Dit daar. Nou kyk hierdie. Hier by daai belangrike plekkie toe. Kyk hoe lyk dit. Ek nou net hier neerslaan nie. Ek sê weer so in 'n grot inloop. En dan is dit die toilette. Okay, so. Voel beter, ligter. Nou reg van hy bier. Van Karen se gym. You see, I came before you. Yes. Tell me what you. Okay, so kyk ek hierdie tuine. 'n Lushof en dit is nog basies om te bring dit goeie. Ja. Al die scandals. Sal nou so van daar in luur. Hierdie is net pragtig. Kyk daar. Die geboue. Ek weet nie wat keer hy het. Hello. Yo, Hi. fine with you. So you make them here? Yeah, so the idea is that you color the candle yourself. So you see down there there's a colorful one, so that's kind of Alright, so jy kan dit hierso in jou kersse self kleur. Kyk, hier is die kersse. Ongekleur. En dan, daar is my nog meer wat jy dan kan doen. And your name? Michelle. May I take you on video, Michelle? Yes. There we go, Michelle. Thanks, Michelle. Alright. Alright, so, hier gaan ons. Tasting. Okay, so hier is nog wine tasting ook. Kyk hoe lekker is dit. Hier is definitief 'n plek wat jy maar kan kom besoek. Ons gaan nou 'n bietjie meer inligting kry, dan sal ons dit deel op die kanaal. Lekker wine tasting. Okay, so hier is die Black Horse tasting room. En dit is vir die gin. Ons het sommer die bier ook hier gedoen.
Okay, so hier is ons terug in die restaurant. Lieflik. Kyk net hoe lyk dit. En hulle doen funksies ook, so jy kan lekker boek vir 'n funksie. Hier is reeds nou 'n funksie aan die gang. Pizza. Lekker die buite. Kyk hoe mooi is dit. Lieflike uitsig oor die vallei. Regtig lus of pragtig. Hier kan mense die hele dag spandeer. Okay, so ons het nou lekker geëet. Pizza weer 'n keer. Hierso by Black Horse. Maar julle moet sien hoe mooi is hierdie plek, man. Is regtig mooi hier. En ons is nou genooi deur sê nou maar die events manager van die plek om môre goue 'n ding te doen saam met hulle. So is môre weer terug hier. Baie mooi. Regtig baie mooi hier. Ons swembad ook daaronder. Die restaurant wat ons geëet het daarbo. En daar heel bo is die residence. Dis waar die mense bly. Ons sal sien hier so 'n paar residency tussen. Ja, ek was meneer die pad hier vanaf vat, aangezien ons môre weer hier is. Ons het 'n afspraak.
Nou, ons is op pad na die Hornbill Lodge. En baie indrukwekkende of interessante paadjie wat jy moet ry daarna toe. So as die kamera skik, moet julle maar vashou, nie seker raak nie. Is nogal mooi hier. Nee, jyne, kyk hier. Swembad, groot swembad. Piknikplek. Okay, so hier is nou by die Hornbill Lodge en restaurant. Hier gaan jy na die lodge toe. Kyk baie mooi daar af. Ek moet daar so 'n laapie of so kuierplek dingetjie. Maar ek dink kom ons gaan ontvangs toe dan. Kyk of ons kan julle wys hoe die plek lyk. Hornbill Lodge. Okay, so Hornbill. Dis blykbaar 'n rockpool. Ons gaan die rockpool nou sien. Swembaddens. Ja, dis 'n familiebesigheid. My oupa het die besigheid 40 jaar terug begin. Ja. Vir ons is al in die familielyn oor die 200 jaar. Yes, like it. So is 'n familiebesigheid. En die plek is al 200 jaar is die grond se eienaars. Lekker groot swembaddens. Net so hier veg tussen die water. Net alles weer mooi groen kry. Ja, natuurlik. So. Mooi lekker hierdie plek daar in die agtergrond.
Waar is die Johan Matthys Redlinghuis terug? Dit is my groot oupa groentjie gewees. Liewe genade, maar ek en jy moet nou gesels. Ek gaan nou as ons klaar geloop het, gaan ons 'n onderhoudjie doen. Ons lekker gesels. Want dit klink vir my baie interessant. En jy kom van hier af, so jy ken alles en almal. Ek sal nie so ver gaan nie, maar ja, ek ken die area. Nou hier is die Rockpool. Julle kyk nou net hoe lekker pragtig. Ek kan net dink in die somer. Hoe mooi is dit hier. Kyk daar. Yes. Ek sien daar onder is daar sit stoele, tafel. Sjoe. Weet jy hoe diep is hierdie ding? Toe ek jonger was, het ons van daar af heel bo afgespring en daar's op plekke wat ek nooit die bodem geryk het nie. Genade. So ons weet hy gaan baie diep op plekke en dan op ander plekke is hy Vlakker, ja. Yes. Ek weet die polisie het vir ons 10, 15 jaar terug toe die polisie gesê jare terug het hulle hierso kom die scuba diving oefen en hulle het gesê daar selfs tunnels en grotte wat onder die ding ingaan. Yesie. Nou die brug wat daar nie, daar waar nou 'n trok oorry. Ons gaan nou meer gesels oor daai brug. Onthou net die brug. As ons net gesels oor met julle weet wat reël is. Dis een in elk geval waaroor ons nog die hele tyd ry heen en weer waarop ons gestop het ook. Dis ek hou van hierdie Rockpool, is pragtig. Kyk nou net hoe lieflik is dit hier. Ek dink in die somer is dit fantasties groen. Ja, Wag net vir daai eerste reën as ek so na die lug kyk. Die reën is op pad. dis Maar ons wag net vir hom. Eerste reën van ons sal dit oornag. yes. Ons stap so nader daar na die restaurant se kant toe. Ek het net toe ons nou daar ingaan, so vlug, het ek gesien, liewe genade, dit lyk mooi daar binne. Mens besef nie, hier is 'n mooi plek hier in Magaliesburg. En daardie plek daar, Dit is, ons het in die week, het ons van lekker skole, kinders wat hier so word by ons. En hulle is dan daar en dan natuurlik gedurende skoolvakansies dan maak ons hom oop as 'n selfsorg. okay. Great. So. Hier sit jy sommer so op die water, so lekker 'n dek, op die water amper. Dis lekker braaiplekke. Hier kan ek kom braai. Lekker rustig. Kyk hier onder is die Magalies rivier. En daar is die dek. Jy kan daar by die dek sit, in die buitekant en eet. Het jy nou al ooit gewonder wat moet jy doen met jou ou stoel nie meer wil werk nie? Dan plant jy 'n paar woestynrose in hom. Kyk hoe lieflik lyk dit hier. Nou hier is die restaurant dan. En ons gaan nou daardeur loop. Kyk hoe dit lyk. Hier is kampeerplekke ook. So ons gaan nou 'n bietjie na dit ook kyk.
Ons stap hier in. En hier sit die baas van die plaas. Op die stoel. Okay. Ons kyk. Yes, kyk hoe netjies, né? Jy kan sommer. Ja. Lieflik. Ek kan dink in die somer is dit gepak. Lekker. Pasta. Your eyes, your friends, your love, where your soul, your mind is. It's right there, baby, all the time because love takes you up and down and the good life. I know my life takes you up and down and life. It spins you all around. Good life. I know my man the good. Bietjie donker. Kom hy nou. Oute kussie. Dis bly ek skryf nie op hom nie. Kyk wat vir my baie mooi is, baie interessant is, anders is. Kyk die pelmets. Kyk net die pelmets. So 'n bietjie donker met die lig aan die agterkant. Daar kan jy dan so 'n bietjie sien. Hier is dan nou die lotsgedeelte. En die pad loop hier teen die berg of ander kan die berg? Ja, net hier teen die berg. Teen die berg. Jy sal nie sê hier loop 'n pad hier teen die berg nie. In die winter hoor jy die karre en die trokke, maar somer as die blare uitkom Ja, en die dan is rivier dit loop dig. so 'n bietjie sterker, dan hoor jy glad nie eers die pad nie. Yes. Kyk net hier hoe lekker. En wat lekker is van die plek, hy is totaal en al van die grid af, nee. Geheel en Kyk nou net. So krag is nie 'n probleem hier nie. ons worry nie meer oor lui. Ja. Ons kyk hoe lyk die kalvers. Rustiek, nee? Ja, hier deur uit buitekant toe. Wat dan is. Stort. So lekker stoepie af. Maar nog meer is net die beddens wat Ja. Van die kamers het twee dubbel beddens, en die kamers het king size en 'n enkel bed, so van die verskillende Ja. Okay, nou sien ek waar is die kampeerarea. Lekker stil en rustig hier. Sjoe. En dit is nou jou kampeerarea. Dis die kampeerarea, ja.
Abilisies op die stadium is nog daai kant, O, maar ek is hierso besig om nuwe abilisies te bou. Dit gaan omtrent so 'n maand en 'n half om dit reg te wees. so met die somer hier dan se reg. Ja. Ons gaan nou sit en gesels en die bietjie praat oor pryse en so aan, maar ek moet vir jou sê, dis baie lekker rustig hierso. Dit is so rustig hierso. Yes, jy kan nie glo nie. Kan hulle dit die karavane. Ja, level. In. Ons alles wat ons hier doen is op 'n klein skaal, dis 'n klein familiebesigheid, so ons het dit die 6 staanplekkies en ons limit dit op dit groot area vir almal. Ja, dit geniet. Daar's hy. So hier sit ek nou en gesels met een van die eienaars. Dis 'n familiebesigheid en dit kom nou al baie jare. Hoe lank is julle al aan die gang, Kobie? My oupa het die besigheid 40 jaar terug begin, maar die grond self is nou al oor die 200 jaar lank in die familie. Jy sien, dis baie lank. Dis baie lank. En is so 'n lieflike plek, so 'n lieflike setting. Absoluut. Ja. Ons het net nou daar by die watergat. Ja, daai is 'n lekker gat. Ja, wat interessant is hierdie deel van Magaliesberg word Seekoeihoek genoem. Nou daai is die oorspronklike Seekoeihoek gewees. Dis waar al die seekoeie was daai jare terug. My genade. En die brug agter hom waaroor almal van ons ry? Dit is die Johan Matthys Redlinghuisbrug en die brug is vernoem na my groot oupa Groen. Liewe Vader. So ek neem aan die brug staan eintlik op die plaas, die oorspronklike plaas. Hy is op die oorspronklike grond. Natuurlik die grond was baie groter daai tyd gewees, maar deur die jare soos wat daar 2 of meer kinders was, is die grond opgesplit en dan vir die verskillende kinders. Ja, natuurlik. Ek natuurlik spot altyd en sê ek sal nooit 'n vrou in Magaliesberg kan kry nie, want daar's 'n 80% kans ons is familie. Ja. Hoorie nou vertel bietjie vir ons van die kamers en van die kampeerplekke. Jou kamers, wat is jou tariewe? My normale tariewe is 1150 per persoon per aand, bed en ontbyt. Maar ons sê altyd vir die mense, bel altyd en vra wat se specials is daar, want ons het die meerderheid van die jaar het ons een of ander special wat ons hardloop. En dan vir die kampering is dit 175 per persoon per aand en dit sluit ontbyt ook in. O, ontbyt. Jy kom kamp en jy kry ontbyt. Dis lekker. Ons het besluit wat is die moeilikste maaltyd om te maak as jy kampeer? Dis ontbyt, so ons sluit ontbyt. Ag, dis lekker. En daar is kragpunte by die... Daar is kragpunte, ja. Soos wat jy gesê het, die hele lodge is op solars. Ons sê vir die mense geen kettels of heaters of so nie. Ongelukkig is dit te groot, maar daar is kragpunte vir ligte en selfone charge en so. Sulke tipe van. Okay. En die ander ding wat vir my baie interessant was nou, ek het dit afgeneem op die video, maar julle bly ook die perseel en julle bly eintlik, ek wil amper sê, agter en bo op die restaurant soort. Basically is die restaurant ons sitkamer. Yes, en dit is so 'n lieflike plek. Kyk die antieke meubels wat daar staan hier. Ja, ons is almal baie lief vir antieke, wat natuurlik snaaks is, want normaalweg is die ouers lief daarvoor en dan die kinders nie, maar my ouers is mal daaroor, my ouma en oupa was mal daaroor, ek is mal daaroor, my seun is mal daaroor. Dit is half 'n lewenswys wat dit vir ons is. Ja, dis 'n familiestempel wil ek amper sê. Yes. Nou maar ek sê vir jou dankie vir hierdie lekker gesels en groot plesier. Hierdie gaan dan nou op ons YouTube kanaal kom. Daar is 'n program op radio wat ons ook uitsaai daaroor. So en dit man, sodra dit klaar verwerk is, en doen ons op. Baie dankie. Ja,